Graad 12, welkom terug by Fisiese Wetenskap Vraagstel 1 Mei Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 6, Doppler-effek. Die Doppler-effek se formule sal gevind word onder golwe, klank en lig. Jy het die formule van golfspoed is gelyk aan frekwensie maal met golflengte. Hier word gegee die formule van periode is gelyk aan 1 oor frekwensie en dan die formule vir die Doppler-effek. Scenario vir vraag 6. 'n Stilstaande luisteraar teken die frekwensies van klank vrygestel deur die sirene van 'n polisiemotor aan. As jy weer daardeur gaan, dan kan jy sien dat die luisteraar staan stil en die luisteraar teken die frekwensies aan wat gemaak word deur sirene van 'n polisiemotor. Wanneer die motor teen 'n konstante snelheid van 26 meter per sekonde beweeg. So die motor is die bron en die bron se snelheid is 26 meter per sekonde. Die luisteraar teken die frekwensie aan wanneer die motor die luisteraar nader en die aangetekende frekwensie is dan 615 Hz. So die luisteraar teken die frekwensie aan van 615 Hz wanneer hy nader beweeg na die luisteraar. Die motor ry dan verby die luisteraar by tyd T1, wanneer hy verby beweeg, en dan teken die luisteraar 'n nuwe frekwensie aan van 526 Hz. So die luisteraar teken dan 'n nuwe frekwensie aan van 526 Hz, en dis wanneer hy wegbeweeg. So twee frekwensies is aangeteken, maar al twee frekwensies is die frekwensie van die luisteraar, en ons vind uit dat die bron se frekwensie is onbekend. Die spoed van klank in lig se snelheid is ook onbekend. Die vraag is, ignoreer die effek van wind. Stel die Doppler-effek in woorde. Dis 'n definisie wat gevind word binne die eksamenriglyn van fisiese wetenskap. 6.2 gebruik die gegeewe inligting om die spoed van klank in lig te bereken. So daar moet ons die spoed van klank in lig bereken. Dan 6.3 bereken die golflengte van die klank wat deur die polisie sirene vrygestel word. So ons wil golflengte bereken. En dan laaste 6.4 skets 'n grafiek van die aangetekende frekwensie teenoor tyd. Die twee frekwensies teenoor tyd van die beweging van die motor soos dit nader aan die luisteraar beweeg, verby die luisteraar beweeg het en daarna weg van die luisteraar beweeg het. Benoem die tyd T1 op die grafiek. Geen waardes hoef op die grafiek aangedui te word nie. Hierdie oomblik kan jy nou die video stop en die vraag probeer graad 12 en dan voortgaan en jou vraag merk. Kom ons beweeg na die uitwerk van die vraag. 6.1 Stel die Doppler-effek in woorde. Die definisie soos in die eksamenriglyn. Dit is die skynbare verandering in frekwensie toonhoogte van klank waargeneem deur die luisteraar, omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium van die klankvoortplanting beweeg het. So dit is die verandering in frekwensie in toonhoogte van die klank waargeneem deur die luisteraar, en dan ook die klankbron en die luisteraar beweeg verskillende snelhede relatief tot die medium van die klankvoortplanting het. So daardie definisie, gedeeltes, frases mag nie uitgelaat word binne jou definisie nie. 6.2 Gebruik die gegeewe inligting om die spoed van klank in lig te bereken. Ons het reeds genoem dat ons die frekwensie van die luisteraar het en ons die een waar het genader het, 615 Hz. Ons het die frekwensie wat hy wegbeweeg is 526 Hz. Ons die snelheid van die luisteraar en dit is 0 meter per sekonde omdat die luisteraar stilstaande is. Ons snelheid van ons bron is onbekend
en ons frekwensie van ons bron is ook onbekend. Omdat dan het ons ook die spoed van klank in lig is ook onbekend. Die snelheid van die bron word gegee, dit is 26 meter per sekonde. So daar is twee onbekendes en dit lei dat dit 'n gelyktydige vergelyking is. Wanneer ons eers kyk wanneer die bron na die luisteraar beweeg, gebruik ons die Doppler-formule. En Doppler-formule deur middel van substitusie ontvang ons 'n punt vir ons formule. En ons die instelling, die substitusie 615, omdat hy nader en onder die Doppler-formule is daar 'n minus 26. Wanneer die instelling klaar is, maak ons dan die bron se frekwensie die onderwerp en dit gee vir ons vir vergelyking 1. Om vergelyking 2 uit te werk, om die gelyktydige vergelyking te voltooi, beweeg die bron weg van die luisteraar. By weg van die luisteraar sien ons dat die frekwensie laer is. So die frekwensie aangeteken deur die luisteraar is laer 526 Hz en dan onder die Doppler-formule sien ons daar is 'n plus. Weereens maak ons dan die onderwerp van die vergelyking, die frekwensie van die bron en dan stel ons die twee vergelykings gelyk aan mekaar en deur die gelyk aan mekaar te stel, werk ons dan die snelheid of die spoed van klank in lig as 333,33 meter per sekonde uit. So die belangrikste wat jy moet weet en jy moet identifiseer, wanneer is dit 'n gelyktydige vergelyking wat moet gedoen word. In hierdie geval is wanneer daar twee onbekendes is wat nie gegee is nie, dan moet jy gelyktydige vergelyking doen. Graad 12 beweeg na 6.3. 6.3 vra hulle vir ons om golflengte te bereken van klank wat deur die polisie sirenes vrygestel word. En heel eerste moet jy eers die frekwensie van die bron uitwerk. Jy moet die Doppler-formule gebruik. Die Doppler-formule moet jy gebruik om die frekwensie van die bron uit te werk. En deur middel van substitusie, as ons die een gebruik waar die motor die luisteraar genader het, dit was die 615, is gelyk aan 333,33 en ons luisteraar het stilgestaan, so dis 0 met die 333,33 minus die 26 en ons bronfrekwensie is ons onbekende. Die bronfrekwensie kry ons dan as 567,03 Hz. Ons beweeg dan na ons uitwerk van ons golflengte. Golfspoed is gelyk aan frekwensie maal met golflengte en die golfspoed is 333,33. Ons frekwensie wat ons uitgewerk is 567,03 en ons golflengte wat ons dan kry is 0,59 meter. So baie belangrik, omdat ons al reeds 'n punt gekry het vir Doppler-effek, nou ontvang ons 'n punt vir die formule van golfspoed. Jy het jou instelling, substitusie om die bron se frekwensie te kry, dan het ons ook 'n punt vir substitusie binne in ons golfspoedformule en 'n punt wat ons ontvang vir die antwoord. Altesaam kry ons 4 punte. Dit is 6.3. Ons beweeg na 6.4. 6.4 vra hulle vir ons dat ons moet 'n grafiek skets en hierdie grafiek is van die aangetekende frekwensie teenoor tyd. Die aangetekende frekwensie was mos die 615, so ons het ons twee frekwensies wat aangeteken was. So ons 526 en ons het ons 615 Hz wat aangeteken was. Toe die motor die luisteraar genader was die frekwensie hoër as die
frekwensie toe die bron wegbeweeg het van die luisteraar. Die lyne voor en na moet horisontaal wees. As dit nie horisontale lyne is nie, dan ontvang jy 0 vir uit 3 uit. Die frekwensie na T1 moet laer wees as die frekwensie voor T1, omdat wanneer die motor die luisteraar naar hoër is, as die frekwensie wanneer die motor wegbeweeg van die luisteraar af. Die tyd T1 word korrek aangedui wanneer die frekwensies verander indien alles anders korrek is. 6.4 is die einde van die Doppler effek vraag. So baie dankie graad 12.